Ons kuier verder in ons tweede episode saam met Adri Kitsoff Botha. Ja, so my eerste jag wat ek saam met Jokkel Leroux gedoen het. Ek was nooit voorheen regtig blootgestel aan jag nie. Ek het terwyl ek by KZN Jagters en Wildbewaringsvereniging gewerk het, natuurlik van 'n administratiewe kant af blootgestel aan jag. Maar die eerste keer in die veld was net ek het heeltemal na die jag saamgestem met professor Pieter van die Kerk. Jy weet nie regtig waar dit gaan as jy dit nie self doen nie. So dit was vir my op daardie stadium het ek reeds vir KZN Jagters begin verteenwoordig by regeringsforums en toe van 2007 af toe ek as visievoorsitter by CHASA verkies was, het ek ook vir CHASA verteenwoordig by hierdie regeringsforum. So ek praat van AWASA. En daar sit jy om 'n tafel met almal in die wildbedryf. Dis die wildboere, die plaaslike jagters, die internasionale jagters, die taksidermis. En jy sit by gereelde vergaderings of net met die bedryf of andersins met die regering. En dis daar wat ek besef het, maar weet jy wat? Ek was nou blootgestel in die plaaslike jagters, maar hierdie bedryf is veel groter, die waardeketting. Wat jy nooit eers regtig besef het, maar weet jy, taksidermis is ook deel van hierdie waardeketting. En die mense wat wild vervoer, en ek het in die begin werklik daar gesit as iemand wat die plaaslike jagter verteenwoordig en verskriklik onkundig gevoel wanneer die wildboere rondom die tafel sit en begin praat oor wildboerdery en want ons was so gesentreer rondom probleme met permitte vir jag of toestemming om te jag, dat jy het nooit besef, maar weet jy, die wildboer wat die produsent is van hierdie produk, daar waar ek gaan jag, wat hulle alles moet deurgaan in die bedryf. So, dit is waar ek begin blootgestel geword het aan die volle wildbedryf, was maar by hierdie regeringsforums. AWASA was nou die bedryf, die jagtersforum het gegaan net oor vuurwapensake. Ons het as bedryf by mekaar gekom en vuurwapensake aangespreek van lisensiering en herlisensiering en dosemente om 'n vuurwapen te besit ensovoorts. En dan het ons daarna gewoonlik ontmoet met die polisie. Dit was toe direkteur Jacob Botma nog baie betrokke was en daarna soveel ander, dit het so gewissel. Iemand dink jy daar's nog een direkteur en dan is daar alweer 'n ander een. So dit was vuurwapensake en dan by die Wildlewe Forum wat nog gestig was deur die destydse minister van Omgewingsake en Toerisme, minister Martinus van Skalkwyk. En daar het ons gepraat oor enigiets wat betrekking gehad het op permitstelsels. So die nasionale regering, die nasionale departement van Omgewingsake was daar, die provinsiale kantore was almal daar en al die bedrywe. En ja, dit is my verskriklik baie beteken en dit is my vreeslike insig en grondslaggebied vir wat nog verder in my loopbaan sou gebeur, wat ek op daai stadium nie geweet het nie. So ja, ek het ontsettend baie ondervinding opgedoen en ek moet sê, weer eens, jy weet baie keer, veral toe ek nou as uitvoerende bestuurder by KZN Jagters aangestel is en toe net daarna, of so 2 jaar daarna as visievoorsitter van CHASA, was daar maar jou media-onderhoude wat plaasgevind het. En dan sê mense vir my, jette, maar jy is vrou, die eerste keer, en sê ek weet nie, maar het voel nie vir my so, want die mans om die tafel het my nooit anders behandel nie. Behalwe dat hulle baie ordentlik en baie gaaf met my was. Kyk, daar was moeilike oomies ook gewees, en alle respek aan oom Dr. Rahul van die Westhuizen, ek het baie by hom ook geleer, maar ek het ook by hom geleer, weet jy wat, in hierdie bedryf, pak jy die bil by die horings en jy hanteer die sake soos wat dit moet kom, moeilike, ernstige mense, maar almal met 'n vreeslike groot liefde vir die wildbedryf. Op daardie stadium was dit vir mense nogal snaaks om 'n vrou in die bedryf te sien. Vir my was dit normaal, want die mense rondom die tafel het my behandel as hulle ewig nie, en ek het die een motto wat ek gehad het, is as ek nie weet waar ek praat nie, hou ek my mond. En ek dink dit was miskien wat daartoe gelei dat ek 'n sukses gemaak het. Ek het nie daarin gebars as 'n vrou en gemaak asof ek nou alles beter weet nie. Soos wat baie mense vroue van beskuldig van tyd tot tyd. Maar weet jy, op daardie stadium het ons ook nog nie baie vroue jagters. Jy het gesien vrouens en gesinne gaan saam met die paas hulle jag vir 'n naweek, maar die vrou sit by die kamp, sy lees 'n boek en sy maak so 'n lonkie kos en so aan. Wat ek gesien het wat intussen tyd verander het, is dat baie vrouens het direk betrokke geraak. Jy weet soos dit vrouens ook nooit rugby toe gegaan het nie, en wat nou partykeer amper meer van rugby af weet as mans.
Selfde ding, vroue jag vandag. Daar het vroue jagklere. Jy het die vroue jagklere gekry van te droom in 2005 nie. Toe Sniper begin het hulle begin met 'n mans langbroek en 'n kortbroek en 'n lang kortmou hemp en 'n langmou hemp en 'n talkbag. Dit is wat hulle gehad het. En kyk waar is hulle vandag. Soveel goed het verander. Die bedrywe, soveel vrouens is in die kantore. So ek dink dit het net genormaliseer. Volgende keer wanneer ons verder saam met Andri kuier. Ja, so toe einde 2009 word ek 'n pos aangebied by FASA en ek kan dit nie glo nie. Om een van die internasionale skoue by te gaan woon. Ek was nog nooit oor see nie. Gevlieg. En nie lank daarna nie is ons genooi om Servië te gaan besoek, natuurlik saam met Wild en Jag. Een opname te gaan saam met die Wild en Wragtig span waar daar 'n olifant in die Klaserie gejag was. En dit het weer vir my nog 'n verdere stapie iets geleer wat ek nooit voorheen blootgestel was nie. Vrouens wat in leierskapposisies was. 2 vrouens wat ek weet wat Wildboer van die jaar ontvang het. Die videograaf was. So vrouens het in alle aspekte van die wildbedryf betrokke geraak. En dis nie dat ek vandag vrouens stel bo mans nie, maar ek dink net dis wonderlik om te sien dat in hierdie bedryf self het dit ook so ontwikkel.